Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande biduur geleentheid. Na aanleiding van verlede week se biduur en ons bespreking oor lydenstyd en baie spesifiek oor As Woensdag en alles wat rondom die gebruik van As Woensdag en vas en al hierdie aangeplakte skynheilige gebruike gepaard gaan. Na aanleiding daarvan het 'n paar gesprekke ontknoop gedurende die week. En ek wil graag in vanaand se video, vanaand se biduur geleentheid ook probeer reageer daarop deur na Jesus se eie woorde te verwys waarna ons verlede week indirek ook verwys het. Ons gaan vanaand saam kyk na Jesus se woorde in Matteus 23. Ek gaan net 2 verse lees, vers 27 en 28, 'n bekende gedeelte, wat gaan oor die witgewaste of witgekalkte, whitewashed grafte, en die gebruik van die Jode, soos in die agtergrondse beeld, wat ons in Marokko, begrafplaas in Marokko, 'n Joodse begrafplaas in Marokko, waar die Jode die grafte van hulle mense, van hulle familielede wit gekalk het, wit geverf het. En Jesus reageer hierop, hoe hulle grafkelders opgerig het, wat pragt en praal voorgestel het, maar Jesus sê, hierdie is 'n valse gebruik, 'n skynheilige gebruik. En vanaand gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Wat word van ons verwag as gelowiges gedurende hierdie tyd, wat ons genoem het 'n tyd van voorbereiding, 'n tyd van introspeksie, 'n tyd waarin ons onsself ook reg kry om Paasfees te herdenk, te vier. Saam met Paasfees Jesus se eie sterwe op Goeie Vrydag. Ons het Sondag in die erediens ook so 'n bietjie daaroor gepraat, maar vanaand wil ek graag dat ons saam daarvoor bid. Dis wat ons op hierdie woensdaande doen. Dat die Here ons sal bewaar teen skynheiligheid, teen godsdienstig voorgee, dat ons meer is en meer verdien as wat innerlik in ons aangaan, en wat hy van ons vra, nederige opregtheid. So, na weer eens daai lang inleiding, kom ons kyk na Jesus se woorde in Matteus 23. En dan gaan ons voorlees. Ek maak gebruik van die 2020 direkte vertaling. Jy is welkom in die eie teks ook te volg, maar die teks gaan ook op die bord verskyn. Vanaf die 27ste vers, Jesus se woorde aan die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges, want julle is soos witgekalkte grafte, wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendere en elke vorm van onreinheid. So lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig, maar van binne is julle vol skynheiligheid en vol wetteloosheid. Vanaand net hierdie 2 verse. Asseblief, gaan lees die res van die gedeelte, die res van die perikoop by die huis, 'n besonderse waarskuwing, 'n besonderse woord van die Here, ook vir ons, relevant in die tyd waarin ons lewe, relevant in wat ons beleef in die wêreld, relevant in wat ons sien in die buiteland ook gebeur en in ons eie kerklike tradisie begin afspeel. Jesus spreek in hierdie gedeelte die godsdienstige leiers, die voorlopers, die vromes, die prominente figure in, sal ons sê, die kerk van sy tyd aan. Hulle wat moeite doen om uiterlik rein en regverdig en vroom te lyk, maar binne is hulle geestelik dood. Pleeg hulle allerhande sondes, allerhande voorgee sondes, is hulle eintlik onrein, oneerlik, onopreg in hulle harte. Hy noem hulle witgeverfde of witgekalkte grafte. Van buite baie mooi, maar van binne dood. En
onrein, sê die Here. Hierdie beeld wat Jesus gebruik, sê vir ons, en wil vir ons vanaand ook herinner, dat God die Vader en dat Jesus van ons eintlik 'n eenvoudige, nederige opregtheid verwag. God is nie beïndruk deur 'n skouspel wat ons kan opsit, 'n ervaringsbelewenis godsdiens wat baie mense dalk trek en baie mooi en goed lyk van buite af, maar eintlik van binne af net om onsself gaan. Dit is wat aan die hart hiervan ook lê. Wat hier gebeur is eintlik glad nie gemik om God se eer te soek nie, maar om self te regverdig, om my eie gewete te sis, om mense te probeer beïndruk en daardeur ook vir God te probeer beïndruk, sy arm dalk te probeer draai, om sy goedheid en guns in besonder aan my te bewys. En die Here Jesus sê hierso, die Vader ken julle harte, en hy is nie beïndruk nie. Die tweede ding wat die Here hier baie pertinent vir ons insinueer, is dat nederige opregtheid, eenvoudige, opregte navolging van sy eie nederige opregtheid, is al wat hy van ons vra. Dat ons soos Jesus in elke dag, in ons woorde, in ons dade, ons aanknoop van verhoudings, hoe ons leef, dat ons dit eenvoudig sal hou. Hy vra van ons om maar net te leef, met dank, met 'n bewustheid van wat hy vir ons gedoen het, en aan God die eer te gee. Hy vra van ons veranderde harte hier binne. En as ons harte hier binne verander het, dan gaan dit natuurlik en eenvoudig na buite toe begin uitborrel. As ons oortuig word van God se soeke na ons, en dat dit hy is wat aan ons alles gee wat ons nodig het, en alles gegee het wat ons nodig het, om te leef soos wat hy van ons vra, dan vra God eenvoudig van ons om dit te doen, om te leef tot sy eer, in ons gedagtes, in ons woorde, en ons dade, elke dag, of ons kom en of ons gaan, en of ons sit en of ons staan, of ons gaan lê, of ons rus, of ons onsself besig hou by die werk, of by die skool, of waarmee ons ook al besig wees, sê die apostel, doen dit tot die eer van die Here. Doen dit asof vir God. En dan hoef ons nie 'n skouspel daarvan te maak nie. Dan is alles wat ek doen, en alles wat ek leef, en alles wat ek dink, en alles wat ek sê, tot sy eer. En dit is wat Jesus eintlik hier van ons verwag, ook in hierdie tyd van lydingstyd. Leef net eenvoudig bewus, dat hierdie tyd 'n tyd is waarin hy gelei het vir ons, kom lei het vir ons, en waarin hy sy lewe vir ons kom neerlê het. En laat dit ons oortuig van sy genade, van sy guns. En dan leef ons dankbaar, soos wat sy wet van ons vra, in 'n verhouding met hom deur gebed, en doen ons aan hom die eer. As burgers van Christus se koninkryk, word ons opgeroep om opregte heiligheid te weerspieël. Nie 'n uiterlike skouspel of 'n uiterlike godsdienstigheid te probeer vertoon nie. Jesus roep ons om elke dag eerlik na binne te kyk, ons eie tekortkominge, ons eie oortredinge raak te sien, daarvoor vergifnis te vra van hom wat die enigste een is wat ons daarvan kan vergewe, ons sondes teenoor hom te bely, en wanneer hy ons verander deur sy gees en deur sy woord, nuut te lewe tot sy eer. Dit is eenvoudig wat die Here van ons verwag. Maar hoe gaan ons dit toepas in hierdie selfde eenvoud in ons lewens?
Die Here vra vir ons, ondersoek jou hart en ondersoek jou eie motiewe. Kyk na binne. Waar is ek besig om te oortree? Waar is ek besig om die wet van die Here, dit wat hy vir ons so eenvoudig ook kom opsom het as liefde vir God en liefde vir ons naaste, waar skiet ek tekort en oortree ek daardie wet? En waar is my motiewe nie meer in lyn met wat sy wil en sy woord van ons vra nie? Waar leef ek vir myself? Leef ek vir my eie verryking, my eie trots? Leef ek vir my eie hoogmoed dalk? En moet ek daarvan bekeer, wegdraai en terugkeer na hom toe? Waar raak ek werklik stil? Wanneer in my besige dag sny ek al hierdie ander goed af en fokus ek op hom? Ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor die 4de gebod, gepraat oor die Sabbat, gepraat oor om tot rus te kom by die Here. Wanneer in ons week kom ons werklik tot rus? En verstaan ons dat wanneer ons tot rus kom, ons daardie tyd aan die Here moet wy? En laastens, leef ons nederig en opreg soos Jesus? En hierdie is een van daardie diep introspeksie vrae wat ons elkeen vir onsself moet afvra. Waarmee is ek besig? Want as dit waarmee ek besig is, nie in nederigheid en opregtheid geskied nie, nie sy eer en sy heerlikheid soek nie, en my eie behoeftes, soos ons verlede week gesê het, 2 weke terug gesê het, ekskuus tog, verloon nie. As ek myself nie verloon en my kruis opneem en hom volg nie, waarmee is ek besig? Geliefdes, ons kan net hiervoor bid. Ons kan net vra dat die Here deur sy woord en deur sy gees ons hiervan sal oortuig en ons in hierdie rigting sal lei. So vanaand wil ek vra dat wanneer ons saam bid, ons dit in ons harte eerste sal plaas. 'n Paar sake vir gebed vir vanaand. Ons bid vir persoonlike belydenis, skuldbelydenis, sondebesef, maar ook 'n belydenis van ons afhanklikheid vir wat hy van ons kom doen het. 'n Belydenis van ons geloof en vertroue in Jesus Christus, God se enigste seun, ons verlosser, ons saligmaker, ons heiland. Ons bid vir gemeenskaplike en gemeentelike geestelike groei, dat ons sal verdiep as individue in die waarheid van die Here, maar ook as 'n gemeente, en dat dit sal uitborrel na ons dorp en ons omgewing toe. Natuurlik bid ons vir die siekes, die verswaktes, en vanaand wil ek vra dat ons veral bid vir ons bejaardes, ons ouer gemeenskapslede, wat 'n baie prominente en belangrike rol het om steeds te speel by ons. Hulle is die wat tot 'n groot mate vir ons intree, en ons vra dit ook van hulle, dat as hulle dalk vanaand inskakel, daar waar hulle voel hulle dalk nie meer 'n plek het in die gemeente of in die gemeenskap, 'n rol het om te vertolk nie, dat hulle hierdie rol van gebed en om vir ons in te tree, dat hulle in daardie rol sal opstaan as gelowiges. Ons bid vir die wat verlies gely het, die wat in die week 'n geliefde moes groet. Ons bid vir ons jeug en ons jong mense steeds. Ons bid vir ons sending en evangelisasie aksies in ons gemeenskap en in die wêreld. Ons bid vir ons land. Natuurlik polities, ekonomies, in ons eie omgewing, die omstandighede wat dalk druk plaas op baie van ons huishoudings. En ons bid dus vir leierskap. Leierskap in die land, in die gemeenskap, ook wêreldwyd. Steeds die spanning in die ooste, die spanning in Amerika, dat die Here sal intree, en dat hy die een sal wees wie sal
duidelik na vore tree, ook in ons aanbidding van hom, as die koning van die konings. Geliefdes, ons bid vir die kerk, en baie spesifiek vanaand vir die vervolgde kerk. Ek het die laaste 2 dae nuus ontvang, jy het dit dalk ook gehoor en gesien, dat in Sirië, en veral in Palestina, en dele daar in die Midde-Ooste, word Christene op hierdie stadium fisies vervolg. Hulle word gevange geneem, hulle word onthoof, hulle word gemartel vir hulle geloof, en ons bid vir hulle verdapperheid. Ons bid dat die Here deur sy Gees ook kalmte sal bring in hulle harte, dat hulle sal besef, dis 'n wonderlike voorreg om te ly en om te sterf vir die Here. En wanneer dit ook oor ons pad kom, nie as nie, maar wanneer dit oor ons pad kom, wanneer ons moet opstaan en bereid sal wees om te ly en te sterf vir ons geloof, dat die Here ook ons sal seën met daardie kalmte en dapperheid om te volhard tot aan die einde. Ek vra vanaand ook dat ons sal bid vir ons gesinne, vir die vaderfigure in ons gesinne, dat hulle sal opstaan as hoofde van hulle huis en sal verantwoordelikheid neem. Ons bid vir huwelike. Ons bid vir ons kinders, soos ons gehoor het nou van ons jeug en ons kategese, veral vir ons kinders in gesinne. Ons vra dat die Here ons as 'n kerk, 'n gemeenskap van gelowiges in ons huishoudings sal rig volgens sy woord, deur sy Gees. En laastens, soos ons gebid het vir 'n persoonlike belydenis en erkenning van ons sondes en ons tekortkoming en ons afhanklikheid, dat ons ook sal bid vir 'n persoonlike getuienis, dat ons sal opstaan as gelowiges en nie sal vrees vir die uitdra van die evangelie boodskap nie. Kom ons bid vir hierdie sake vanaand saam. En ek wil vra dat u hoofde sal buig en saam met my sal bid. Almagtige God en Hemelvader, Here, u hoor wat op ons harte druk. U, Here, weet waarmee ons worstel, ons tekortkominge, selfs ons skynheilige voorgee, daar waar daar sulke dinge ook in ons lewens is. Selfregverdiging, selfverryking. Ons vra, Here, vergewe ons dit en neem dit van ons af weg. Ons vra ook, vul met die Gees en met die woord ons harte en verander ons meer en meer na die beeld van ons Here Jesus Christus, in nederigheid, in opregtheid, dat ons sal leef as 'n gemeenskap van heiliges, dat ons sal leef as 'n gemeente tot u eer. Here, ons bid vir al hierdie sake vanaand, die siekes, die wat afhanklik is van u, ten diepste afhanklik is van u. Ons vra, Here, gee uitkoms, gee 'n bewuswording van u teenwoordigheid. Here, wees nie ver van ons af nie. Oortuig ons ook in hierdie tyd waarin ons nader beweeg aan Paasfees, van die waarheid van u seun se lewe, sterwe en opstanding uit die dood. En Here Jesus, mag ons in ons lewens u naam verheerlik. Ons bid al hierdie dinge ook vanaand net in u naam. Amen.